Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White. Weerspreek ons belydenis? Jy wat jou op die wet beroem, onteer jy God deur die oortreding van die wet? Want soos geskrywe is, die naam van God word om julle ontwil onder die heidene gelaster. Romeine hoofstuk 2, vers 23 en 24. Almal wat by die kerk aansluit, maar nie by die Here nie, sal mettertyd hul ware karakter ontwikkel. Aan hul vrugte sal julle hulle ken. Matteus hoofstuk 7 vers 16. Die kosbare vrug van godsvrug, matigheid, geduld, vriendelikheid, liefde en naaste liefde verskyn nie in hul lewens nie. Hulle dra slegs dorings en distels. God word deur al sulke belydenisse voor die wêreld onteer. Hulle is, weet Satan, sy beste werkende agente terwyl hulle onveranderd in hart en lewe is. En hul werke is in so skerp kontras met hul belydenis dat hulle 'n struikelblok vir ongelowiges en 'n groot beproewing vir gelowiges is. Watter rekenskap sal diegene moet gee op die dag van finale afrekening wat bely dat hulle die gebooie van God onderhou, terwyl hulle lewens hul belydenis weerspreek, want hulle dra geen kosbare vrugte nie. Baie wat met afgryse terugdeins vir een of ander groot oortreding, word gelei om sonde in klein dingetjies as onbenullig te beskou. Maar hierdie klein sondes eet die lewe van Godsvrug in die siel uit. Die voete wat 'n pad betree, wat van die regte weg afwyk, neig na die breë pad wat in die dood eindig. Wanneer 'n terugwaartse beweging eenmaal begin, kan niemand sê waar dit kan eindig nie. 'n Ware disipel van Christus sal daarna streef om die voorbeeld na te boots. Sy liefde sal lei tot perfekte gehoorsaamheid. Hy sal leer om die wil van God op aarde te doen, soos dit in die hemel gedoen word. Hy wie sy hart nog met sonde besoedel is, kan nie ywerig wees vir goeie werke nie, en is nie versigtig om hom van die kwaad te onthou nie. Is nie jaloers op sy onbeheerbare tong nie. Hy is nie versigtig om homself te verloon en die kruis van Christus op te lig nie. Die vrugte van die Gees, wat in die hart heers en die lewe beheer, is liefde, vreugde, vrede, lankmoedigheid, sagmoedigheid, innerlike ontferming en nederigheid van gees. Ware gelowiges wandel na die Gees, en die Gees van God woon in hulle.